Goeiedag, liewe luisteraars. Ek groet u elkeen in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen, prys sy heilige naam. Ja, dis weer ek, Adrian, hier op Joy Radio met my tydgleef wandel saam met Jesus. Ek dank die Here vir nog 'n geleentheid om weer sy woord met u te kan deel. Ek glo en vertrou dat u wel is en dat dit goed gaan. Ja, die Here is goed vir ons in beide goeie en swaar tye. Hy is getrou en sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Dankie Jesus, amen, amen. Nou liewe luisteraar, vandag se tema vir my boodskap is, gooi jou net in aan die ander kant. Ja, gooi jou net in aan die ander kant. Die skriflesing vir vandag kom uit Johannes 21, verse 1 tot 11. Johannes 21, verse 1 tot 11. U is welkom ook om die Bybel daar oop te maak en saam te lees as u graag wil. Nou die skriflesing kom met die Afrikaans 53 vertaling van die Bybel. Nou geliefde broeders en susters in ons Here Jesus Christus, ek wil sommer met die deur in die huis val, deur te sê dat u en ek onsself in moeilike tye bevind. Uitdagende tye in ons leef, waar ons byna daagliks gekwel word met nuwe uitdagings, wat sy tol eis onder ons. Het ons raak moeg en ons raak geestelik uitgeput. Ons pak elke situasie en uitdaging aan wat ons lewens moeilik maak. Ons stoei en ons sukkel voort met werkloosheid, die aanhoudende soek na werk sonder om suksesvol te wees. Ons sukkel met finansiële uitdagings. Daar is siekte onder ons geliefdes. Selfs van onsself sukkel met ernstige kwale en siektes, en ongeneeslike siekte en selfs dood wat ons aan ons deurkom klop van tyd tot tyd. Mans en vrouens loop gebukkend onder huweliksprobleme, of ons sukkel met 'n seun of 'n dogter wat probleme ervaar by die skool, of 'n kind wat vasgevang is in dwelmgebruik, en so meer. Die lys van kopsere en uitdagings is eindeloos, en wie van ons ken dit nie? Dit is ongelukkig deel van die lewe. Nou, u en ek raak moeg van al hierdie dinge wat ons in die gesig moet staar. Ons voel magteloos, ons voel vuisfoos, ons voel hulpeloos en verlore. Ons is net fed up. Ja, ons is net fed up, ons wil net die handdoek ingooi soms. En ek dink dit beskryf ook hoe baie van ons dalk in hierdie dag voel. Ons sê, Here, ek is moeg. Here, waarom moet ek so sukkel? Dit is die vraag wat ons vra. Sommige van ons selfs vra, Here, waaroor straf u my so? Nee, gelukkig straf die Here daarom nog nie. Daardie straf kom nog. Ons lees af van in Openbaring. Ja, die dag wat almal voor die Here gaan moet staan en gaan moet verduidelik daar voor sy regbank. Daardie dag kom nog. Maar liewe luisteraar, as u self ook in hierdie bootjie bevind, dan wil ek u bemoedig vandag. Die Here ons God wil vir jou hoop kom gee, hiervan uit Johannes 21, hiervan uit sy skrif. Hy wil jou situasie kom verander, en vir jou 'n deurbraak gee, en wat dit ook al mag wees, waarmee jy worstel. Amen, prys die Here, hy bly goed vir ons. Nou kom, laat ons dan oorgaan tot vandag se skriflesing, ja, uit die heilige evangelie volgens Johannes, nou soos ek gesê het, Johannes 21, verse 1 tot 11, en dan die skrif lees nou as volg. Na hierdie dinge het Jesus weer aan sy disippels verskyn by die see van Tiberias, en hy het so verskyn. Daar was by mekaar Simon Petrus en Thomas wat Didimus genoem word, en Nathanael van Kana in Galilea, en die seuns van Zebedeus en 2 ander van sy disippels. Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan vis vang. Hulle sê vir hom, ons gaan ook saam met jou. En hulle het uitgegaan en dadelik in die skuit geklim. En in daardie nag het hulle niks gevang nie. En toe dit al dag geword het, staan Jesus op die strand, maar die disippels het nie geweet dat dit Jesus was nie. En Jesus sê vir hulle, my kinders, het julle nie iets om te eet nie? En hulle antwoord hom nee. En hy sê vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skuit, en julle sal kry. Hulle het toe gegooi, en deur die menigte van visse
was hulle nie meer in staat om dit te trek nie. Daarop sê die disipel, die een vir wie Jesus liefgehad het, aan Petrus, dit is die Here. En toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, gord hy sy boekleed om, want hy was naak, en werp homself in die see. Maar die ander disipels het met die skuitjie gekom, en die net met die visse gesleep, want hulle was nie ver van die land af nie, maar omtrent 200 el. En toe hulle geland het, sien hulle 'n koolvuur op die grond en vis daarop lê, en brood. Jesus sê vir hulle, bring van die visse wat julle nou gevang het. En dan die laaste vers, vers 11, Simon Petrus het in die skuit geklim, en die net op die land getrek, vol groot visse, 153 in getal. En alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Amen tot sover. Salig is die wat die woord van die Here ontvang, en dit in hulle harte bewaar. Liewe luisteraars, hierdie is 'n wonderlike gedeelte vanuit die skrif, wat praat van vertroue en geloof in die Here. Wat praat van probeer weer, ten spyte van die feit, dat dit te midde van jou situasie of uitdaging nie sin maak nie. Jesus sê, gooi die net aan die ander kant, en julle sal kry. Nou in hierdie gedeelte verskyn Jesus na sy opstanding uit die dood weer aan sy disipels. Dit is sy derde verskyning aan hulle. En na sy opstanding het hy nie meer geloop saam met hulle nie. Die doel met sy aardse roeping en werk was vervul. En daarom verskyn hy slegs aan hulle tot en met sy hemelvaart, waarvan ons dan ook lees in Handelinge 1 vers 9. Jy sien, Jesus se disipels was vissermanne gewees. Hulle het teruggekeer na dit wat hulle nog altyd gedoen het, toe hulle nie meer saam met Jesus rondbeweeg het nie. Ons lees in vers 3, dat hulle probeer visvang het, en in daardie nag het hulle niks gevang nie. Die nette het leeg gebly. Hoe dikwels probeer ons ook om dit te vang, dat ons probleme en uitdagings die hoof gaan bied. Maar is als te vergeefs, ons nette bly leeg. Ons ken daardie gevoel, nie waar nie? Ek wonder ook by myself, het hierdie disipels eers gebid oor die vangste, voor hulle die see in is? Of het hulle net uit gewoonte dalk aangeneem, dat hulle 'n goeie vang sou kry? Het hulle goeie geloof gehad? Jy sien, in ons eie familie, net om so rukkie stil te staan, in ons eie familie, werk die oudste seun by name Dewald, op 'n groot vissersboot, hier in die Kaap. Nou, hulle bestaan uit ongeveer so 25 man, dis nou die kaptein en die skipper ingesluit. En hulle vang kommersieel vis vir die groot visfabrieke. Nou menige keer gebeur het ook dat hulle vangste nie so groot is as waarop hulle gehoop het nie. Ja, die natuur het ook maar sy eie dinge, die natuur speel ook 'n rol. En die boot kan so oor die 20 ton vis dra as hy vol is, maar soms kom het terug hawe toe met baie minder. En lang storie kort, as ek so met hom gesels, dan was my vraag ook al aan hom gewees, seun, het julle gebid in God se hand in julle werk en vangs gevra? Het julle die Here gevra om julle te seën met julle vangste? Ja, en menige keer was die antwoord nee. Jy sien, daarom moet nooit op eie krag staat maak nie. Die mense kragte is swak en beperk. Nou in vers 6 kom Jesus en hy sê vir hulle, gooi die net aan die ander kant van die skuit en julle sal kry. Hulle het toe gegooi en deur die menige van visse was hulle nie meer in staat om dit te trek nie. Jy sien die wonderwerk hier, halleluja, prys die Here. Sien die wonderwerk. Hulle vang 153 visse. Dis baie vis, 153. So baie dat hulle dit nie kan baas raak om dit uit te trek nie. En boonop met al die visse in die net, het die net nie eers gebreek nie. Liewe luisteraars, vandag sê die Here in 'n geestelike konteks aan u en my, deur sy woord, gooi die net in aan die ander kant. Gooi die net in aan die ander kant. Ten spyte van jou sukkel, jou baklei, jou stryd, in al jou uitdagings, moenie ophou glo nie. Moenie ophou glo nie. Vertrou op my, sê die Here.
Is u en ek nie dalk geestelik blind om hom raak te sien nie? Terwyl u en ek vasgevang sit in ons eie fed-up situasie en ons bitter alleen voel met die las wat ons dra, is hy steeds daar. Ja, hy is steeds daar. Ons is nie alleen nie. Deur sy gees is hy saam met ons. En die Here sê vir ons in Hebreërs 13 vers 5, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Ja, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Selfs Matteus 28:20 sê hy, en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Prys die Here, hy is altyd daar. En deur Jesus te ken in elke aspek van ons lewens, het hy reeds 'n volmaakte plan en uitweg om ons laste te verlig, en dit waarmee ons veg, stry en baklei, om dit uit die weg te ruim. Hy kan alles in 'n oogwink, hy kan alles in 'n oogwink verander. Net Lukas 1:37 lei as volg, want geen ding sal by God onmoontlik wees nie. En daarom kan hy enige ding in 'n oogwink verander. Gooi net jou net uit aan die ander kant van jou geloof. As jy vis vang, kan jy tog nie onder die water sien nie, kan jy? Nee, jy kan nie. Jy moet staat maak op jou geloof dat jy iets gaan vang. Jy moet glo, ek gaan iets vang. En om terug te kom na vers 6 toe, het Jesus vir sy disippels gesê, gooi die net uit aan die ander kant. Dit nie beteken dat hulle na die diepsee moes gaan en dan weer gaan probeer nie. Die boot was waarskynlik nie baie breed nie, dalk so 2,5 na 3 meter breed. En dis nie baie breed nie. Jy sien, en dalk is u en my probleme net so breed soos die boot hier ter sprake. Jy sien, die Here Jesus wil hê dat u en ek ons net aan die ander kant moet uitgooi, sodat hy ons las kan wegneem en ons situasie kan omdraai en verander na dit wat ons rus en vrede sal gee. Jy sien, maar ons dink dikwels dat die probleem of die uitdaging te groot is en dat daar geen oplossing daarvoor is nie. En daarom deur ongeloof en kleingelowigheid gooi ons nie ons nette weer uit nie. Ons moet aanhou om dit uit te gooi. 'n net wat in die boot bly lê en nie uitgegooi word in Gods reddende waters nie, beteken niks nie. Dan dien dit geen doel nie, want ons gaan niks visse vang nie. Ons gaan nie dit ontvang wat ons nodig het om ontslae te raak van ons uitdagings en probleme nie. Nee, die duiwel sien dit en hy besef dit. Hy gaan maar net aanhou om vir u en vir my te tuister en te terroriseer, die slang. Wil ons net sit soos iemand wat moed op die lewe opgegee het? Of wil ons as oorwinnaars deur Christus Jesus uit die stryd tree? Ja, wil ons net soos iemand wat moed op die lewe opgegee het, gaan sit, die handdoek ingooi, of wil ons as oorwinnaars deur Christus Jesus uit die stryd tree? Ek dink ons wil as oorwinnaars uittree. Jy sien, liewe broeders en susters, hou net jou net in die water. Gooi dit elke keer in. Probeer weer en weer. Hou aan en hou uit. Die Here verseker ons in sy woord in Johannes 16 vers 33. Dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. Amen. Ja, die Here sê vir ons, hou goeie moed. Hou goeie moed. In die wêreld sal julle altyd verdrukking hê, maar hy het reeds die wêreld oorwin. Oorwinnaars se nette is in die water en hulle oë is gerig op Jesus Christus deur die geloof. Wanneer jou oë op die Here gerig is, wat kan dan verkeerd loop? Ja, as ons oë op die Here gerig is, wat kan dan verkeerd loop? Die woord van die Here is duidelik vir u en vir my in Jeremia 29 verse 11 tot 14, en ek haal aan. In vers 11, en ek lees hom, ek haal aan, vers 11, want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie,
om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid, en ek sal na julle luister. Vers 13, en julle sal my soek en vind, as julle na my vra met julle hart. In die laaste vers 14, en ek sal my deur julle laat vind, spreek die Here, en julle lot verander. Halleluja, prys die Here. Hy sê, ek sal julle lot verander. Ons moet hom gaan soek, ons moet hom gaan soek in gebed, ons moet bid, ons moet ons probleme na die Here toe vat, en hy sal ons lot verander. Prys die naam van die Here. Jy sien, liewe luisteraar, die Here wil u seën. Hy wil u in oorvloed seën. Hy wil u seer, u probleme, u uitdagings op homself neem. Laat hom asseblief 'n dag toe om dit alles te vat. Laat hy daar die las by u vat, alles. Jy sien, die Here doen nog steeds wonders. Hy is 'n God van wonders. Hy sit nie in die hemel en doen niks nie. Nee, hy werk deur sy gees in u en my lewe. En u deurbraak is naby. Jesus het gekom om te red, te verlos, salig te maak, en ook om te genees en hoop te bring. Hy het die antwoorde en die oplossings vir elke liewe ding in hierdie wêreld. Gooi jy net jou net in aan die ander kant. Jesus wil jou las wegneem en aan jou die oorwinning gee, want jy is kosbaar vir hom. Amen. Liewe luisteraars, kom ons buig die hoofde, kom ons sluit die oë, en dan bid ons tot die Here. Here, in hierdie dag kom raak ons stil voor U. U is die almagtige, alomteenwoordige en algenoegsame God, wie hemel en aarde geskape het. U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Ons loof, prys en eer U daarvoor, Here. U alleen is waardig. Word dan ook in hierdie dag verheerlik, o God. Ek dank U vir hierdie woord wat vandag kan uitgaan. Na elkeen wat vandag miskien het hulpeloos verlore en moeg is, Here. Elkeen wat seer het, elkeen wat sukkel om werk te vind. Hulle wat 'n deurbraak nodig het in hulle finansies, hulle wat siek is of hartseer is oor die dood van 'n geliefde. Hoe dit ook al mag sy, Vader, omvou elkeen van hulle met U arms van liefde, genade en barmhartigheid. By U alleen kan ons vertroosting vind. Ons hulp en ons krag kom alleenlik van U af. Gee dat ons U woord en die Gees sal gehoorsaam wees, dat elkeen van ons altyd ons net aan die ander kant sal ingooi en staat maak op die krag en bo-redelike vermoëns. By U, Here, is geen ding onmoontlik nie. Dankie dat U nou elkeen se las neem en dit in seëninge gaan verander, volgens U tyd en U wil, Here. Behoed en bewaar ons teen die aanslag van die vyand en maak ons geestelik sterk, Here, dat ons die vyand sal weerstaan. Ek bid dit in die naam van Christus Jesus, die naam bo alle name. Amen en amen. Liewe luisteraar, dankie dat ons weer saam kon kuier rondom die woord van die Here. Ja, geniet die week, wees veilig en die Here seën u. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.